Dankie. Kom ons vra nou vir die Here dat hy ons ore en harte sal open vir sy woord. Heilige, ewige God en hemelse Vader, in die naam van ons Here Jesus Christus kom vra ons dat U deur die Heilige Gees ons harte en gedagtes sal aangryp, sodat U woord kan indring in ons lewens en ons gedagtes kan oorneem. Dit is al manier bely ons, dat ons kan nader groei aan die mense wat U graag van ons wil maak. Amen. Ons skriflesing kom uit Jesaja 44, waar ons lees vanaf die eerste vers, Jesaja 44. Ek lees uit die 2020 vertaling. Maar luister nou, Jakob, my dienaar, Israel, wat ek uitgekies het, so sê die Here wat jou gemaak het, jou in die moederskoot al gevorm het, wat jou help, moenie bang wees nie, my diensknegt Jakob. Ja, Jesroen, wat ek uitgekies het, want ek sal water uitgiet op dorre aarde, waterstrome op droë grond, ek sal my gees uitgiet op jou nageslag, en my seën op jou nakomelinge, hulle sal groei tussen gras, soos rivierwilgers langs waterstrome. Een sal sê, aan die Here behoort ek. En 'n ander een sal die naam van Jakob uitroep, nog een sal op sy hand skryf, die Here sin, en homself die naam Israel gee. So sê die Here, die koning van Israel, die een wat hom loskoop, die Here heerser oor alle magte, ek is die eerste en ek is die laaste, buiten my is daar geen God nie, wie is soos ek? Laat hy dit uitroep, hy moet die saak stel, dit aan my voorlê, aangesien ek die oeroue volk gevestig het, toekomstige gebeure en wat daarna sou volg, moes hulle vir die volk aangekondig het. Julle moenie ontsteld wees nie, moenie deur vrees verlam word nie. Het ek jou Israel dit nie van tevore laat hoor, dit aangekondig nie. Julle is my getuies. Is daar 'n God buiten my? Daar is nie nog 'n rots nie, ek weet van nie een nie. Die wat gesneede beelde vorm, hulle almal is nietig. Hulle geliefde maaksels baat hulle niks, hulle getuig self oor hulle gode. Hulle sien niks nie en weet niks nie, sodat hulle beskaamd staan. Tot sover die skriflesing. Ons het verlede week ook gepraat oor hierdie profeet Jesaja, tweede Jesaja. Hy noem homself Israel, vermoed ek. Ons hoor selfs in hierdie teks van hom, glo ek. Nou hierdie teks begin met ongelooflike teerheid deur God, wat hy aan sy volk betuig. Vanoggend se gedeelte speel heelwat voor die gebeure af wat ons verlede week oor gepraat het. Verlede week se teks was aan die einde van hierdie profeet se termyn, toe is die volk Israel bevry uit ballingskap uit. Maar hierdie teks vanoggend speel heelwat vroeër af in die profeet Jesaja se optrede, kort nadat hy begin praat het namens God met die Israeliete. Luister net weer hierna en hoor die Here se sagte teerheid en die liefde vir 'n volk in ballingskap, wat gedink het, hy het hulle vergeet. Hulle het gedink hy het hulle vergeet van hulle. En toe begin hy weer met hulle praat, daar in die ballingskap, en hy stort die liefde van God oor hulle uit.
Jakob, my dienaar, Israel wat ek uitgekies het, so sê die Here wat jou gemaak het, jou in die moederskoot al gevorm het, wat jou help. Moenie bang wees nie, my diensknegt Jakob, moenie bang wees nie, ja, Jesroen wat ek uitgekies het, want ek sal water uitgiet op dorre aarde, waterstrome op droë grond. Ek sal my gees uitgiet op jou nageslag en my seën op jou nakomelinge. Hulle sal groei tussen gras soos rivierbulgers langs waterstrome. Een sal sê, aan die Here behoort ek. En 'n ander sal die naam van Jakob uitroep. Nog een sal op sy hand skryf die Here se en homself die naam Israel gee. Ons tema is vandag geneem uit hierdie gedeelte. Is daar 'n God buiten my? God wat vandag vir ons kom vra, is daar 'n God buiten my? God is aan die woord om vir sy volk in ballingskap te herinner, dat hy steeds hulle volk is, hulle God is, en hulle steeds sy volk is. En dan doen die Here 'n snaakse ding in die gedeelte. Hy rig 'n uitdaging in vers 6 tot 8, wat die kernverse is. Kom ons kyk 'n bietjie meer detail daarna. Hy sê, so sê die Here, die koning van Israel, die een wat hom loskoop, die Here, heerser oor alle magte, ek is die eerste en ek is die laaste, buiten my is daar geen God nie. Eers verklaar God homself, die koning van Israel, die een wat hom loskoop, hy is Here, heerser, ek is die eerste, ek is die laaste, daar's geen God buiten my. 'n magtige verklaring van God. En dan in vers 7, werp God 'n uitdaging tot enige ander instansie of sogenaamde God. Wie is soos ek? Laat hy dit uitroep. Hy moet die saak stel, dit aan my voorlê, aangesien ek die oeroue volk gevestig het. God praat met sy volk in ballingskap. Hy wil hulle duidelik laat verstaan dat die gode van die mense wat hulle weggevoer het, is nie regtig gode nie. Wie is soos ek? Laat hy dit uitroep. In vers 8 praat hy weer met Israel, eintlik praat hy nog heeltyd met hulle. Dis vir hulle wat God hierdie uitdaging rig. Julle moenie ontsteld wees nie. Moenie deur vrees verlam word nie. Het ek jou Israel dit nie van tevore laat hoor, dit aangekondig nie. Julle is my getuies, is daar 'n God buiten my? En van vers 9 af verder, hoor ons snerpende sarkasme van God oor die afgode. Ek het net die eerste paar verse gelees. Hy sê, die wat gesneede beelde vorm, die wat gesneede beelde, vir hulle is gesneede beelde maak. Hulle is almal nietig. Hulle geliefde maaksels baat hulle niks. Hulle getuig self oor hulle gode. Hulle sien niks nie en hulle weet niks nie, sodat hulle beskaamd staan. Ek weet nie van julle nie, maar as God vir my die dinge sê wat hy vir hierdie volk gesê het, dan wil ek net sê, wat 'n wonderlike God dien ons nie. Hier sien ons hoe God vir sy geliefdes intree en optree en vir hulle skietgoed gee teen die afgodsdienaars. Die Israeliete in ballingskap sou bewus gewees het van die gesneede beelde van die Babiloniërs daar om hulle. Die Babiloniërs was ook nie traag
om vir die Israeliete te sê, ons God het julle God oorwin. Dis hoekom julle hier in hierdie vreemde land sit as slawe uitgevoer in ballingskap. Julle God het die onderspit gedelf teen ons God, so die Babyloniërs met groot smaak vir die Israeliete vertel. Maar nou skielik begin hulle God weer met hulle praat. En die dinge wat hy vir hulle sê, verseker hulle, hy is nog steeds hulle God. Hy daag selfs die volk en die Babyloniërs uit om te sê of daar nog 'n God behalwe hy is. Hy sluit af deur te wys hoe die eienaars van die gesneede beelde selfs beskaamd is oor hulle maaksels wat niks verstaan nie. Broers en susters in die Here, ons God is 'n wondergod. Daar is nie nog een soos hy nie. Ons sien dit in hierdie gedeelte, as jy gedink het God het van jou vergeet, dan verbaas hy jou en hy begin weer met jou praat. Jy moet net luister. Hierdie profeet van die Israeliete se woord is vervul. Binne 'n paar jaar is hulle bevry uit ballingskap. Sy woord is vervul. Ons God se woord sal nie onverrigter sake na hom terugkeer nie. Hy sal ook jou en my aanraak met sy grenslose liefde en genade deur sy seun Jesus Christus. Hy kom woon selfs in ons deur sy Heilige Gees. In hierdie gedeelte beloof God sy Gees aan die nageslag van die volk Israel. En vir ons is die woord vervul, want die Gees woon reeds in ons. Laat God jou ook vertroetel, soos hy Jesuroen vertroetel het. Dis my so wonderlik as God vir hulle hierdie woorde sê, een sal sê, aan die Here behoort hy, en 'n ander een sal die naam Jakob uitroep. Nog een sal op sy hand skryf die Here se en homself die naam Israel gee. Vir elkeen sal geloof anders werk. Elkeen het 'n werklike verhouding met God self. Dis hoe God met ons op te werk gaan, volgens jou persoonlikheid en volgens jou samestelling. Terloops, ek dink dis hier waar Jesaja sy naam vir ons deurgee. Hy sal op sy hand skryf die Here se en homself die naam Israel gee. Is dit nie aangrypend mooi as 'n mens sien hoe God sy liefde sagkens uitstort oor sy volk nie? Maar dink nou net, geliefdes, hoe sagkens God sy liefde oor ons uitstort deur Jesus Christus en deur die Heilige Gees se sagte werk met ons. As God sê, my diensknegt Jakob, Jesuroen wat ek uitgekies het, wat sê God vandag vir jou? Hoe spreek hy sy tere liefde teenoor jou en my? Dink aan die Here Jesus wat gesê het, moenie bang wees nie, klein kindertjie. Klein kindertjie. Ons is net 'n klein kindertjie. Klein klompie Christene op hierdie aardbodem. Is daar nog 'n God buite my? So vra God van ons vandag. En hy daag jou uit om te sê, watter rots of vashou plek het jy anders as ons God? Amen. Ek doen vir ons 'n dankgebed. God van hoop en vrede, U het lank gelede beloftes gemaak en ons hou daaraan vas, want dit is in U dat ons hoop leef. Soos Jesaja gesien het, glo ons, 'n nuwe tak sal groei, 'n gees van wysheid sal op hom rus,
En daar sal vrede wees, selfs tussen teenstanders, selfs tussen die leeu en die lam. Ons bid, gee wysheid aan die leiers van ons land en die wêreld, sodat armes beskerm word en vrede blom. Here, ons bely, U het ons nie geroep om verdeel te wees nie, maar om eensstemmig U naam te eer, om saam vrede in Christus te vind. Ons hoor Johannes die Doper se oproep tot bekering, want daar is geen ware vrede sonder verandering. Reinig ons harte, maak ons vrugbaar vir U koms. Bring ons nou na U tafel, Here, maar waar vrede nie net 'n idee is nie, maar 'n hand uitgereik, 'n brood gebreek, 'n beker gedeel, in liefde. Laat U vrede ons vul. Laat dit in ons wortels skiet en laat dit groei, tot ons dit leef. Amen. Kom ons gaan